almal en welkom by nog 'n wiskunde met Maggie video. Vandag doen ons voorbeelde met waarskynlikheid en ek het 3 voorbeelde en ons gaan probeer om deur alles te gaan wat ek in die vorige video verduidelik het. As julle nog nie die vorige video gekyk het nie, asseblief doen dit want ek dink dit gaan julle net help met die terme en hoe ek die formules gebruik. As hierdie video julle help, asseblief onthou om vir my te subscribe en 'n thumbs up te gee en praat met my asseblief in die comments en vertel vir my of daar iets is wat julle wil hê, ander tipe video's, nog voorbeelde, of julle wil hê ek moet ou vraestelle doen, sulke tipe goed, sodat ek weet watter video's om vir julle te maak, sodat ek nog julle kan help. Ok, kom ons begin. Die eerste vraag sê, 'n sak bevat 4 rooi balle, 5 groen balle en 7 wit balle. Bereken die waarskynlikheid om ewekanstig die volgende te trek. Ok, nou van die vorige video, onthou ewekanstig bedoel random. So ons kyk nie, ons trek net 'n bal uit. En dan die ander ding wat ons oor gepraat het is die steekproefruimte. So jou steekproefruimte bestaan uit hierdie balle, so jy kan, as ons dit so gaan skryf, rooi, 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 groen, 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 groen en wit, 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 wit en 2 balle trek, ok, so dis jou hele steekproefruimte. Ok, en ons wil weet hoeveel balle is daar in totaal, so dis 9 balle plus 7 balle, so dit gee vir jou 16 balle in totaal, so jy het 16 verskillende uitkomstes, ok, en hulle sê, bereken die waarskynlikheid om een bekanstig die volgende te trek, so ons neem aan jy het een proef. Nou hierdie is die uitkoms wat hulle wil hê, die waarskynlikheid om 'n rooi bal te trek, so jy gaan sê die waarskynlikheid vir 'n rooi bal is gelyk aan, hoeveel kere kan ek rooi trek, 1, 2, 3, 4 uit 16, en nou die belangrike ding, jy moet altyd jou breuke vereenvoudig, so jy moet nou kyk wat kan bo en onderdeel, so hierso sien ek 4 kan bo en onderdeel, so ek bly met 'n kwart oor, so die waarskynlikheid dat jy ewekanstig 'n rooi bal gaan trek is 4 uit 16. Ok, nou, die volgende vraag sê 'n bal wat nie rooi is nie, so in hierdie skryf mens bal wat nie rooi is nie, ok, so let net op hierso staan klein streepie daar, en dit is basies, jy kyk, hoeveel keer kan jy nie rooi trek nie, so rooi kom 4 keer uit 16 voor, so al die ander kere wat daar nie rooi is nie, is 12 uit 16 kere, want al daai kleure groen en wit is nie rooi nie, en daar is 12 van hierdie balle, so eenvoudig weer hierdie, so jy kan weer deur 4 bo en onderdeel, en dit bly met 3 oor 4 oor. As jy jou breuke goed ken, kan jy sien dat jy ook ongeset 1 minus die waarskynlikheid van rooi, en dit sou vir gegee het 1 minus 'n kwart, en dit sou gewees het 4 minus 1 oor 4, en dit sou ook vir jou 3 oor 4 gegee het. So daar's 2 maniere om dit te doen. Dit maak nie saak wat een vir die maklikste is nie. Solank jy verstaan wat die antwoord is. Die tweede een sê 'n rooi of 'n wit bal. So as jy sê die waarskynlikheid van rooi of wit, dan gaan sê jy die waarskynlikheid van 'n rooi bal plus die waarskynlikheid van 'n wit bal wat jy trek. So ons het klaar uitgewerk dat rooi 'n kwart is, en dan die waarskynlikheid van wit is 7 oor 12, want daar was 7 wit balle. So ons gaan hierdie net na 12 vat, soos 3, jammer, nie 12 nie, hierdie is oor 16. Ok, so ons gaan sê 4 plus 7 oor 16, want ons wil natuurlik ons breuke plus, so jy moet hierdie onderste getal dieselfde maak as daai, so jy maal met 4 bo en onder, en 4 plus 7 gee vir jou 11 oor 16, ons kan nie daai breuk verder vereenvoudig nie, so dit is jou finale antwoord. Dan sê hulle hierso, wat is die waarskynlikheid dat jy enige bal trek? Wel, as jy nie spesifieke kleur wil hê nie, so dis P, die waarskynlikheid van enige bal, dan is dit 1 oor 16, want jou kans om enige bal te trek is 1 oor 16 aan, ongeag watter bal jy trek. So jy het 1 kans om 'n bal te trek, enige kleur 1 uit 16. Ok. Nou die tweede vraag sê, 'n seskantige dobbelsteen word gegooi, bepaal die waarskynlikheid om die volgende te rol. Ok, so gaan eers begin met ons steekproefruimte. S is gelyk aan 1, 2, 3, 4, 5,
of 6. Jy kan slegs daai nommers gooi op 'n seskantige dobbelsteen. Nou vir hulle, wat is die waarskynlikheid om die volgende te rol, die getal 2? So die waarskynlikheid om 2 te rol, hoeveel keer kan jy 2 rol? 1 keer. Uit hoeveel kanse? 6. So dis 1 uit 6. Okay. Die volgende vraag sê 'n priemgetal. So om 'n priemgetal te trek, so ek gaan net sê priem. Okay, die steekproefruimte vir 'n priemgetal is 2, 3 en 5. Okay, want onthou 'n priemgetal is wat net deur homself kan deel en homself, dis dit. Okay, kan deur 1 en homself deel. Okay, so onthou net 'n priemgetal sluit nie die getal 1 in nie. Okay, so jy het 3 kanse om 'n priem te trek. So die waarskynlikheid om 'n priemgetal te trek is gelyk aan 3 oor 6, want daar's 'n 2, 'n 3 en 'n 5 in ons steekproefruimte vir 'n dobbelsteen. En nou vereenvoudig jy jou breek en dis 'n half. So die waarskynlikheid om 'n priemgetal te trek is 'n half of 50%. 'n negatiewe getal gaan 0 wees. So die waarskynlikheid om 'n negatiewe getal te trek of te gooi is 0, want daar is nie 'n negatiewe getal in hierdie steekproefruimte nie. So is 0 oor 6 en enigiets wat deur 0 deel is 0. Okay. Nou sê hulle 'n 2 of 'n 4, so P van 'n 2 of 4, soos ons daarbo genoem het, is die waarskynlikheid om 'n 2 te gooi plus die waarskynlikheid om 'n 4 te gooi. En om 'n 2 te gooi het jy 1 oor 6 kans en om 'n 4 te gooi het jy ook 1 oor 6 kans, so jy bly met 2 oor 6 oor en dan vereenvoudig ons die breek, ons deel met 2 bo en onder en dit gee vir ons 'n derde, dis die kans. 'n getal groter as 4. Okay, so die waarskynlikheid om 'n getal groter as 4 te gooi is 2. Jy het 2 kanse om 'n 5 of 'n 6 te gooi, so dis 2 oor 6. Okay, en dan vereenvoudig jy dit soos ons nou net gedoen het en dit bly 1 oor 3. So jy sluit nie 4 in nie, want dit sê groter as 4. Dit sê nie groter en gelyk aan 4 nie, dit sê slegs groter as 4 en daar's net 'n 5 en 'n 6 op 'n dobbelsteen wat groter is as 4. Okay, nou vir die derde en laaste voorbeeld. Hulle sê 10 genommerde balle word in 'n sak gesit. Een word ewekanstig uit die sak gehaal. Nou onthou ewekanstig is randomly. Okay, so jy sien weer nie jou balle nie en jy trek dit net uit. Nou sê hulle, en hierdie is ook jou steekproefruimte, gaan nie oorskryf nie. Okay, so jy kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 trek, okay? Nou sê hulle, wat is die waarskynlikheid om 'n bal met 'n ewige getal te kies? So kom ons kyk wat die steekproefruimte vir ewige getalle is. So daar's 'n 2, daar's 'n 4, daar's 'n 6, daar is 'n 8 en daar's 'n 10. Okay? En in totaal het ons 10 genommerde balle. So die waarskynlikheid om 'n ewige getal te kies is gelyk aan 1, 2, 3, 4, 5 oor 10 en dit is 'n half. Okay. Nou sê hulle om die nommer 6 te kies, daar's slegs een nommer 6 in hierdie hele sak. So ons sê die waarskynlikheid om 6 te kies is gelyk aan hoeveel kere daar 6 is, so 1 keer uit hoeveel balle? 10. En dit is jou finale antwoord. As hulle gevra het wat is die waarskynlikheid om 'n 11 te trek, dan weet jy dis onmoontlik, soos ons hierbo gesien het met die negatiewe getal, dis 'n onmoontlike gebeurtenis. En hierdie waar jy half kry, dis min of meer 'n ewekanstige gebeurtenis, so as jy nie weet wat daai bedoel nie, gaan kyk die vorige video. Ek hoop hierdie het julle gehelp om 'n idee te kry oor hoe waarskynlikheid werk. Ek hoop julle het 'n baie lekker dag verder. Bye!